Ek gaan vra dat al die kindertjies vir my so lank na vorentoe kom. Julle kan vir my hier voorkom sit. Dan. Dankie. Kom, ek wag vir julle almal. Lia en Anja, julle moet albei hier voor wees, julle verjaar die week. Okay, lyk vir my ons het nou meeste. Kan ek julle twee gevra om my te kom help? Lia en Anja. Kom help my gou hierso. Nou hoop ek jy is lank genoeg. Kom ons kyk. Daar is hy. Okay, ek gaan nou 'n plan maak hierso. Wie is daar nog iemand wat my wil kom help? Is daar nog iemand? Wil jy my kom help? Kom, Katrin. Okay, so ek gaan jou nou maar moet optel, want jy is te klein. Kom staan jy vir my hierso, Lia? Ja. Hier's net 3, maar julle twee kan saam help. Okay, so julle kan altyd vir my hierdie kant kom staan. Kom staan vir my hierso. So hierdie ene is julle sin, okay. Kom staan hierso by hom. Hierso, kom Katrin, weer. Kom hierso. Staan hierso. Okay? Staan hierso by jou sussie. Jy, Anja, gaan vir my in die middelste een wees. Ek gaan jou optel, okay? Sê reg. 1 2 3. Okay. So wat ek wil hê julle moet doen is ek wil hê julle moet vir my oplig op as ek sê 3, okay? So hoor jy gaan vir my hierso optel. Okay? Dan moet julle vir ons sê wat is daar. Jy mag kyk hier. Jou skelm. Okay, 1 2 3. Tel hierso op, tel hierso op. Tel op, sit hom sommer daar. Sit hom daar een kant. Hi. Sê vir my, wat het jy? 'n koekie. Het jy 1 koekie? Hoeveel het jy? 2. Hoeveel koekies het jy? Niks nie. Nie 1 nie. Hi. Nou gaan, julle, nou sy so jammer. Daar's sy. Daar's sy. Nou hoeveel het almal nou? Ja. Almal het nou 1. Okay. So dankie Spook dat jy vir Anja gehelp het. Het ek julle name reg? Jy is Anja, né? Yes, okay. Ek weet dit is Anja en Lia, moenie my vra watter een is watter een nie. Daar's sy. Dankie, julle kan vir my gaan sit. Julle kan die koekies saamvat. Vat elkeen vir julle 'n koekie. Ek gaan nou vir jou ingee. Hier is vir jou een. Kom hierso. Kom hierso. Daar's hy. Gaan vir jou hierso's nog 'n stukkie uitgebreek. Daar's hy. Het julle koekies? Okay, mooi. Julle kan vir my gaan sit. Dankie. Moenie worry nie, die res van julle gaan nou koekies kry. Julle? Spook, wat is jou naam? Jy's Lia. Okay. Lia, hoekom het jy vir Anja ietsie gegee? Want sy het niks gehad nie. Okay. Dis baie nice van jou. Gee my 'n high five. So. Het julle gesien wat het Lia gedoen? Sy het eerder omgegee na wat iemand anders het. Sy het omgegee na almal en nie net gesê, haha, ek het 2 koekies, jy het niks. Ek gaan dit vir my hou nie. Het julle dit gesien? Nou, hoeveel van julle sou daar 2 koekies vir jou gehou het? Kom ons kyk hoeveel van julle is eerlik. Ek sou. Okay. So julle, dit is wat ons moet onthou. Jesus sê vir ons, Jesus leer vir ons, God leer vir ons moet omgee na almal by ons. Ons moet kyk dat almal saam die regte ding kry en dat ons regverdig hanteer word. En soms lyk dit anders hoe dit regverdig is. Maar ons moet saam gaan en ons moet seker maak, as ek dit nou baie eenvoudig kan stel, dat almal kry 'n koekie. Nee, want as Boetie 'n koekie kry en Sissie kry nie een nie, dan is ons kwaad. So reg. Dis mos nie reg nie. As ek vir jou 'n koekie gee en ek gee nie vir jou Sissie een nie, het jy 'n Sissie? Jy, het jy Boetie? As ek vir jou Boetie een gee en jy kry nie een nie, gaan jy happy wees? Hoekom nie? Weet jy nie? Okay, jy is 'n baie gelukkige kind. Mag ek ook eendag sulke kinders hê? Maar dis wat ons leer, ons moet onthou. Jesus sê vir ons moet seker maak ons hanteer mense reg. Ons moet seker maak mense kry wat reg is. Okay, het julle dit? Ons moet deel. Dit nou die enigste ding is wat jy hier wegvat, vat dit weg. Okay, het julle dit? Wys vir my so as julle dit het. Sjap, hierdie 3 eet net koekies.
Julle drie, okay. Cool, nou gaan die res van julle ook aan koekies eet. Kom gou vorentoe en dan gaan julle vir Tannie Lizet hierso kry. Kom kry vir julle elkeen 'n koekie. Oei, is van hulle wat gebreek is. So, vat nou maar. Kom op. Nee, jy gaan nie nog 'n koekie kry. Dis hy. Vat vir julle elkeen sommer 'n hele een, kos begin hierso. Dan kan julle daar vir Tannie Lizet gaan wag, sy gaan julle nou daar kry, okay? Dis hy. Nou sy, hierso is vir jou 'n koekie. Koekie. As julle klaar koekie gaan kry het, kan julle daarso gaan staan. Lizet is nog op pad, ek weet nie waar sy. Okay. Ja. Om twee boeties. Is julle twee boeties? Okay. So julle moet deel. Dis hy. My vrou, waar jy kan ek jou vra om net gou vir hulle. Toe maar daar is Lizet. Dis hy. As julle klaar koekie gekry het, gaan daarso na Tannie Lizet toe, hierso links. Okay, Sharon is op haar eie plek. Hierso wag daarso by Tannie Lizet. Ek soek gebreekte een. Soek jy gebreekte ene. Okay. So dankie, jy kan daar na Tannie Lizet toe gaan, hierso is sy. Dis hy. Nou ek moet bieg. Dit is by verre die stresvolste oomblik in 'n erediens daai, want mens weet nie wat gaan die kinders doen nie. Julle, ons gaan vandag 'n bietjie saam lees uit 1 Konings uit. Ons gaan lees uit 1 Konings 3 uit vanaf vers 5 tot en met vers 12. En ons gaan sien hierdie gedeelte is net nadat Salomo die troon betree het. Net nadat hy begin regeer, nadat Dawid nie meer die koning is nie, kom Salomo. En hierdie kom baie kort daarna kry ons hierdie gebed. So, voordat ons uit die skrif uit lees, kom ons sit so, dan bid ons saam. Almagtige God, Here, dankie. Dankie vir kinders wat die lewe onvoorspelbaar hou. Dankie vir kinders wat werklik liefde leef, baie beter as wat ons dikwels doen, Here. Here, dankie dat ons vandag uit die woord uit kan lees. Dankie dat ons die voorreg het om dit vrylik te kan doen in 'n land, Here, waar ons nie vervolg word om dit te doen nie. Dankie daarvoor. Dit is my gebed dat elkeen wat vandag hier in die kerk teenwoordig is, dat ons saam nie net sal hoor wat U vir ons elkeen kom sê nie, maar dat ons werklik sal luister na dit wat U vandag en aan ons almal inderdaad elke dag verkondig, Here. Mag ons die woord koester in ons hart en mag ons daarna luister, Here. Amen. Ek lees dan vir ons 1 Konings 1 Konings 3 vers 5 tot 12. By Gibeon het die Here in die nag in 'n droom aan Salomo verskyn. God het gesê, vra wat ek vir jou moet gee. Salomo het gesê, U self het aan 'n U diensknegt, my vader Dawid, oorvloedige troue liefde bewys, omdat hy voor U geleef het in waarheid en geregtigheid, en ook met opregtheid van 'n hart teenoor U. U het hierdie oorvloedige troue liefde teenoor hom volgehou en aan hom 'n seun gegee wat op sy troon sit, soos dit vandag is. En nou, Here my God, dit is U wat die diensknegt koning gemaak het in die plek van my vader Dawid. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie hoe om uit te gaan of om in te kom nie. U diensknegt bevind hom onder U volk wat U gekies het, 'n groot volk wat vanweë sy grootte nie bereken of getel kan word nie. Gee dan aan die diensknegt 'n hart wat luister, om as regter op te tree vir U volk, om te kan onderskei tussen goed en kwaad, want wie kan reg spreek oor hierdie veeleisende volk van U? Dit was goed in die oë van die Here dat Salomo juis dit gevra het. God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gerig het en nie vir jouself 'n lang lewe gevra het nie vir jouself rykdom gevra het nie en nie die lewens van jou vyande gevra het nie, maar vir jouself onderskeidingsvermoë gevra het om regsaake aan te hoor. Kyk, ek voldoen aan jou versoek. Ja, ek gee aan jou 'n wyse en 'n verstandige hart, sodat daar voor jou niemand was soos jy nie en na jou niemand soos jy sal opstaan nie. Ons lees net tot sover saam. Nou, ons sien in hierdie gedeelte dat Salomo van Jerusalem, dit is die konteks, hy gaan van Jerusalem af na Gibeon toe.
Nou onmiddellik kan mens dan dink, nou wat nou? Hoekom verlaat hy Jerusalem, die stad van Dawid, die plek waar 1000 jaar later Jesus sou loop, waar hy sy evangelie sou begin het en waar hy sou bedien het, en tot selfs waar hy gekruisig is. Hoekom sal hy uit hierdie stad uitgaan en na Gibeon toe gaan? 'n plek wat mense nie regtig eintlik veel meer van weet nie. Maar die punt van saak is, Salomo gaan Gibeon toe. En soos ek sê, ons vra, hoekom nie in Jerusalem bly nie? En ons vers 4 sê vir ons sommer net dat dit was 'n belangrike offerhoogte gewees. Inteendeel, die vers sê dit is die belangrikste offerhoogte gewees. Gibeon nou, nie Jerusalem nie. Maar hoekom? Soos ek sê, Jerusalem is die stad wat so monumentaal is eintlik in die Bybelse verloop, in die Bybelse geskiedenis. Hoekom nou uit Jerusalem uitgaan na Gibeon toe? En dit is so, Jerusalem is die plek wat uiters belangrik is. Dit is 'n kardinale stad in die geskiedenis van die Bybel. Maar die rede hoekom Salomo Gibeon toe gaan, kry ons in 2 Kronieke 1 vers 5 tot 6. Want daar vertel dit 'n ander gedeelte van dieselfde verhaal, as ek dit so kan sê. Want daar word dit vir ons duidelik gemaak dat alhoewel Dawid nou die ark saamgevat het uit Gibeon uit, wat vroeër in Gibeon was, en die ark Jerusalem toe gevat het, wat dit toe nou maak dat dit die stad van Dawid word, sien ons, weet jy wat, met die hele tabernakel, die tabernakel waarin die ark was, dit is alles nog in Gibeon. Nou, ons moet hier verstaan, hierdie is nog voor die tempel gebou is. Dit is eers bietjie later in Salomo se lewe wat hy die tempel begin bou. So, die tabernakel was tot en met hierdie punt eintlik vir die Israeliete, kan ek nou maar sê, 'n tempel gewees wat saam met hulle gereis het. Waar ook al hulle gegaan het, het die tabernakel saam gegaan, tot op die punt waar hy in Gibeon was. En toe Dawid gegaan en hy die ark gevat, dit saam met Jerusalem toe gevat, maar die tabernakel self het daar gebly. En dit is hoekom Salomo Gibeon toe is. Hy gaan soontoe want dit is waar die tabernakel is. As ek dit nou so kan sê, dit is waar sy kerk is. Hy gaan en hy gaan aanbid by sy tempel, die ekwivalent van sy tempel. So dit is waarom Salomo dan nou na Gibeon toe gaan. En daar in Gibeon dan speel hierdie verhaal af, soos wat ons nou saam gelees het. Salomo raak aan die slaap die aand en hy kry dan hierdie droom. So Gibeon is nie bloot net 'n enige plek nie. Dit is 'n belangrike, dit is 'n gesaghebende plek. Dis waar die tabernakel is. En daar verskyn God dan aan Salomo en hy vra, wat kan ek vir jou gee? En hierdie is meer as bloot net 'n uitnodiging vir Salomo om te sê, wat is jou hartse begeertes? Dit is so 'n bietjie meer as dit, want as ons in die vorige 2 hoofstukke van 1 Konings gaan lees, dan sien ons, weet jy wat, daar was verskriklike geweld gewees, daar was oorlog gewees, en is eintlik 'n ongelooflike mooi skryfstyl, en die literêr daar agter is so mooi, want hier teen hoofstuk 3 dan begin jy wonder, maar hoorie, is hierdie koning Salomo, is hy nou werklik van die Here af? Want die Here het nog nie een keer ingetree, terwyl hy in beheer was nie. En dan kom hierdie hoofstuk wat ons nou saam gelees het. En daarom kan ons dan sê dat hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, dien as 'n bevestiging dat God wel vir Salomo by hom is, dat hy die koning is wat hy moet regeer, dat die koning is van die Israeliete. So dit is meer as net 'n wat kan ek vir jou gee. Daar's baie meer, as ek nou die Engels kan gebruik, it's a loaded question. Dit is 'n bevestiging, weet jy wat, jy is die koning van hierdie volk, van my volk, ek is hier, ek is teenwoordig hier saam met jou. So dit is die eerste ding. En soos ek sê, in die eerste 2 hoofstukke kry jy baie geweld, baie konflik. En dan kan mens begin wonder, maar hoorie, is Salomo werklik die koning van die Israeliete? Maar dan kom hierdie bevestiging. Ja, hy is. Dit is ek wil sê die hele konteks waarmee ons vandag eintlik werk. Hierdie ongelooflike ding. En met die kursus saam, ek gaan nou 'n bietjie wegbeweeg van die konteks af,
Maar met die kursus saam het ek 'n vraag gekry en ons het, vir die wat nie weet nie, ons het Woensdag het ons klaargemaak met die kursus en ons het sommer net 'n bietjie vrae hanteer. Of dit nou was oor die kursus of sommer net enige geloofsvrae. En een van die vrae wat ek gekry het, was hoe weet ek die Here hoor my regtig? Hoe weet ek die Here hoor my regtig? Nou, en ons het so gesels Woensdag aand en ons het op die einde op die punt gekom om te sê, weet jy wat, dit voel dalk nie altyd vir ons asof die Here ons hoor nie, maar ons kan weet hy het, soos wat ek ook 'n bietjie vroeër in die diens gesê het, as jy terugkyk oor jou lewe, dan kan jy getuig daarvan, weet jy wat, die Here was teenwoordig. Hy het nie noodwendig vir my gegee wat ek voor gevra het nie, hy het nie noodwendig gehoor gegee aan my gebed soos wat ek gedink het hy gaan nie. Dalk was dit geen antwoord, dalk was dit wag 'n bietjie, dalk was dit iets heeltemal anders as wat jy gedink het. Maar weet jy wat? Die een ding wat ons almal kon sê daar by die kursus is, die Here is teenwoordig. As jy so terugkyk. So dit is die punt waarby ons gekom het. En ek dink ons sien 'n gedeelte daarvan in hierdie teks vandag. Die Here is by Salomo. Maar ons moet ook vir mekaar eerlik sê, hierdie teks gee nie vir ons 'n volledige uitleg en 'n 10 bladsy teses oor hier's die antwoord hoe ons kan weet God hoor ons nie. Nee, maar dit lig wel iets belangrik vir ons uit. In hierdie verhaal wat ons gelees het nou saam, sien ons dat nog voordat Salomo vir God iets vra, Salomo gaan net na die plek toe. Dan kom God en hy reik uit en hy sê, hier is ek. God reik eerste uit. So dit is wat ons sien in hierdie gedeelte. Maar iets anders wat my 'n bietjie opgeval het van hierdie vraag wat ons gevra het, hoe weet ek die Here hoor my regtig? En hoor my mooi, dit is nie verkeerd om hierdie vraag te vra nie, hoor die Here my regtig? Nee, dit is inteendeel, dit is Bybels. Die Bybel leer vir ons om juis ons nood en ons begeertes aan die Here bekend te maak. Maar as dit die enigste vraag is wat ons vra, dan kan ons verhouding met God bietjie skade begin ly. As dit die enigste vraag is wat ons vra, dan is dit nie fair om te gaan van dit na, weet jy wat, ek wil iets hê. Dis wat ek wil hê. Dan begin ons God soos, ek het vir hulle Woensdag ook gesê, dan begin ons God soos 'n restaurant hanteer. Ons sit by die tafel, hier is die spyskaart, ek wil hierdie en hierdie en hierdie hê, en dankie, as jy dit vir my gebring het, dan kan jy nou maar gaan. Dit is baie keer hoe ons God hanteer. So as ons net hierdie vraag vra, dan is dit baie maklik om van daar af te gaan tot op hierdie punt, waar ons God as 'n waiter hanteer. Ek wil gesond word, ek wil hierdie probleem opgelos hê, ek wil iemand spesiaal ontmoet. Ek. Ons raak so ingestel op wat ons van die Here af wil hê. Hy moet ons hoor, dat ons dikwels vergeet om te vra, maar wat wil die Here van my af hê? Wat verwag die Here van my? En daarom moet ons ook die vraag omdraai. Daarom moet ons hierdie vraag omdraai van, hoe weet ek die Here hoor my regtig, na, hoor ek die Here regtig? Luister ek na hom? En dan verander die prentjie so 'n bietjie. Want dan is dit iets heeltemal nuut. En ek dink nie ons doen dit genoeg nie. Ek dink ons moet dit eerlik vir mekaar sê. As jy jouself kry, dan is dit, ek wil hierdie hê, ek wil dit hê, ek soek 'n nuwe bakkie, ek soek dit, ek soek dat. Maar hoe gereeld sê ek, wat soek die Here van my? Hoe gereeld vat ek daai pause en sê, wag. Kom ek dink so 'n bietjie terug. 'n Hart wat na God luister, bou nie sy eie koninkryk nie. 'n Hart wat na God luister, bou nie sy eie koninkryk nie, maar wat doen dit? Dit dien God en dit dien sy mense. Dit is wat 'n hart wat luister doen. En wat so mooi is die Hebreëus, soos wat ons ook gelees het in hierdie vertaling vandag, het sê letterlik Salomo vra vir 'n hart wat luister. Ja, ons stel dit anders en ons sê baie keer, ja, hy vra vir wysheid, want dit is wat hy doen, maar hy vra vir 'n hart wat luister. Dis die manier hoe hy daarvoor vra. Dit is iets besonders eintlik. En dit is waarom hierdie vraag so goed vir my by hierdie teksgedeelte van vandag aansluit. Want Salomo erken hierdie taak voor hom. Hy erken, hierdie is 'n groot taak. En weet jy wat, ek word God se leiding. Ek kan nie alleen hierdie ding doen nie. Om hierdie volk, hierdie groot volk, God se volk te lei, het ek God se leiding nodig.
Hy sê inteendeel, ek is 'n jong seun, ek weet nie hoe om uit te gaan of om in te kom nie. Ek weet nie hoe om hierdie dinge te doen nie. Ek weet nog nie die eenvoudige goed van die lewe weet ek nog nie. Hy besef dat hy nie uit sy eie vermoë uit die krag of die verstand of die wysheid of die hart het om hierdie volk te lei nie. Salomo besef die lewe is groter as hy. Salomo besef God is groter as hy. En daarom draai hy na die grootste toe, die almagtigste toe en hy sê, help my, asseblief, ek weet nie eintlik wat ek doen nie. En ek dink baie van ons het al op daai punt gekom, ek weet nie wat ek doen nie. Dis 'n uitnodiging om terug te draai na God toe, en te sê, ek soek 'n hart wat luister. Nie te vra, hoor die Here my nie, maar hoor ek hom. Dit is waartoe hierdie teks ons uitroep. En daarom vra hy dan nou nie vir 'n lang lewe nie. Hy vra nie vir rykdom of die dood van sy vyande nie, maar hy vra vir 'n hart wat luister. Hy vra vir wysheid. In vers 9 sê hy, gee aan my, u diensknegt, 'n hart wat luister. En nie net 'n hart wat luister vir enige iets nie. 'n Hart wat luister om te kan onderskei tussen die goed en die kwaad. Om te kan onderskei tussen dit wat regverdig is, as ek nou die koekies weer as 'n voorbeeld kan gebruik, om dit te onderskei tussen dit wat regverdig is en dit wat nie reg is in u oë nie. Sodat ek regverdig kan oordeel waar ek is tussen God se mense. En ek wil daar klem lê op mense, want ons is almal mense, ons almal maak fout. En daarom het ons juis hierdie hart wat luister nodig, om te kan onderskei tussen die goed en tussen die kwaad. Nie ek eerste nie, maar u. Dit is waarvoor Salomo vra. Hy vra, help my om u wil te sien, om u doel uit te leef hier met u mense, in u volk, in u koninkryk. Help my om u volk te lei. En let bietjie op, wanneer Salomo praat van die Israeliete, hy wat die koning is, wat baie maklik kan sê, dit is my volk. Hy sê nie dit nie. Hy sê, dit is nie my volk nie. Dis u volk. Dis nie my mense nie. Dis u mense. Hy wat in die beste posisie is om maklik te kan sê, ek is nou top of the world, hierso staan ek het hier hele mense onder my, hier hele koninkryk, ek is aan beheer daarvan. Hy kom en hy sê, weet jy wat, dis nie my mense nie. Dis u mense. Nou so 2 weke terug het 'n vriendin vir my en Marlies kom kuier. En van julle sou dalk met haar gepraat het, Ildo Mary. En sy swat op teologie. En ek het op 'n stadium gevra of hulle by een van ons vriende se kerke was. Hulle het so Kaap toer gehad. En ek sê toe vir hoorie, was julle by Marno se kerk? En sy kan nogal bitsig wees, moet ek sê, maar ek het baie tyd vir haar. Maar sy kyk my so stip in die oë en sy sê vir my, weet jy wat? Dis nie Marno se kerkie. Of praat jy? Dis die Here se kerk. Marno werk nie daar. Nou ek weet, sy het dit eintlik baie lig bedoel. Sy was eintlik maar net bietjie aspres gewees met my. Want dit is hoe ons praat. Ons sê dit is my kerk, is ons kerk. Maar as ietsie dieper daarin. Om te sê, weet jy wat, dis nie jou kerk nie. Dis die Here se kerk. Ek is net hier teenwoordig. Ek is vir 'n tyd lank hier. Want dit is nie ons kerk nie. Dit is God se kerk. En dat is my 'n stukkie waarheid daar uitgekom. 'n Stukkie wat ek ook hier sien. Dis nie my volk nie. Dis u volk. Dis nie my mense nie, dis u mense. Ek is maar bloot net vir 'n tyd hierso. Ek is verganklik, ek gaan doodgaan. Nou soos ek sê, sy was maar net 'n bietjie aspres gewees. Want mens praat so, maar hoe maklik maak ek en jy nie die fout wanneer 'n mens so praat om te begin dink ek besit die Here of ek besit die kerk of ek besit die samelewing nie. Dis baie maklik omdat ons taal so ingestel is, is baie maklik om van daar af te gaan, nou weet jy wat, ek wil dit so hê want dit sal nie by my kerk so gebeur nie. By vergaderings, by kleingroepe, gesprekke oor die gemeente, hoe maklik om woorde soos ek nou net gesê het, by my kerk sal dit nie gebeur nie. Of by die kerk was dit nog nooit so nie. Dit sal nie so gebeur nie. Hoe maklik val ons, en ek sluit myself hierby in, hoe maklik val ons in daai slag uit om te sê, so sal dit gebeur, met my kerk sal dit nie. So moet 'n oomblik weer terugstaan en sê, luister ek na die Here?
want dit is nie my kerk nie. Dit is God se kerk. En daarom moet ons eerder vir mekaar sê, weet jy wat, ons moet eerder vra vir harte wat luister. As ek nou kan sê, dis die beste ding wat ons kan doen. So om te vra vir 'n hart wat luister. Want dit is nie my kerk omdat ek hier preek, dit is nie die kerkraad se kerk omdat hulle hier dien en hulle in stuur staan van die gemeentebestuurde nie. Dit is nie die ouer lidmate se kerk omdat hulle van destyds af wat nie, dit is nie jonger lidmate se kerk omdat hulle die toekoms is nie. Dit is uitsluitlik die Here se kerk. Uitsluitlik. Ek en jy moet besef, ons is net vir 'n tydjie lank hier. En daarom moet ons vra vir harte wat luister. En hier moet ons ook vir 'n oomblik eerlik wees en vir mekaar sê, 'n luisterende hart kom nie van self nie. Luisterende harte is iets wat met tyd ontwikkel. Luisterende harte is iets wat by die kruis ontwikkel. Want selfs Salomo, wat aan die begin van sy koningskap so nederig, so opreg was en vra vir hierdie luisterende hart, selfs hy, 'n bietjie later in sy regering, in sy tyd wat hy regeer, val. Selfs hy luister nie meer na die Here nie. So dit klink so vroom en so mooi om te sê, hy het nie gevra vir 'n luisterende hart, maar hy ook self het geval. Sy hart het van die Here af weggedraai. Selfs die wyse koning, die wysste koning, soos wat die teks ook vir ons sê, daar sal niemand wees soos hy nadat hy daar was nie. Selfs die wysste koning kon nie sy eie hart red nie. En daarom het ons iemand groter as Salomo nodig. Want Jesus Christus is die ware koning. Hy is die een wat volkome na sy Vader geluister het. Daarom kort ons vir Christus. Hy is die een wat sê, nie u wil nie, maar, nie my wil nie, maar u wil. Hy is die een wat werklik na die Vader luister. Jy laat vir 'n oomblik daaraan gedink, Jesus in die tuin van Getsemane bid, en hy sê, Here, as dit u wil is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Dan gaan die lydingsbeker nie verby nie, maar wat doen hy? Hy bly gehoorsaam. Hy het 'n hart wat luister na die Vader. Hy gee homself om God se koninkryk na ons toe te bring en sy heerskappy te vestig. En deur sy gees kom hy en hy verander ons harte. Daarom vra ons nie net, Here, hoor u my nie, maar daarom bid ons ook en sê, Here Jesus, maak my hart stil. Wees stil en weet ek is die Here. Maak my hart stil. Leer my deur u woord om te luister na u, om u te hoor. Help my om te onthou dat hierdie u kerk is, nie my kerk nie. Dat dit u koninkryk is wat saak maak, nie my koninkryk nie. Dit is vandag die vraag wat jy saam met huis toe neem. Ek weet die Here hoor my, maar luister ek ook na hom. So dit is wat jy moet hoor. Die Here hoor ons. Die vraag is, luister ons ook? En moet jy ook hoor, luisterende harte dien God en sy mense. Luisterende harte, soos wat ek vroeër gesê het, bou nie sy eie koninkryk nie. En laastens, as daar een ding is wat ons almal moet onthou, is die kerk behoort, ek wil eintlik moet ek nie sê kerk nie, die koninkryk behoort aan die Here alleen. Elkeen van ons moet dit onthou. Waar jy is, of jy in die stad is, of jy hier in die dorp is, of jy by Pick n Pay is, of jy op die plaas is, of jy by die skool is, jy is deel van die koninkryk, en die koninkryk behoort aan die Here alleen. Voordat ek vir ons bid, gaan ek vir ons 'n lied speel. Dit is 'n nuwe lied wat ons van tyd tot tyd gaan saam sing in die gemeente. So luister vir nou net daarna. Dis 'n pragtige lied wat baie van hierdie boodskap, luisterende harte, oordra. So sit gerus terug en luister net daarna. Is stil my hart en luister, was hier my siel, so die wat
Liewe Here, wat 'n voorreg om hier saam te kan wees. Wat 'n voorreg om te kan bid en te kan vra, mag ons lewe wees soos trane. Mag ons lewe wees wat trane wees wat spoel oor die voete, Here. Mag ons lewe 'n lewe wees waarin ons luisterende harte het, waarin ons luister na U. Waar ons nie net vra, hoor U my nie, maar ook sal vra, hoor ek U. Luister ek na U, Here. Dankie dat ons saam as 'n geloofsgemeenskap hierdie boodskap kan hoor. Dat ons saam as 'n geloofsgemeenskap hierdie boodskap kan gaan uitleef ook. Help ons om te besef, dit stop nie nou hier nie, maar dit het inderdaad nou eers hier begin, Here. Ons loof en prys U heilige groot naam, Here. Amen. Ek gaan vra dat die lofspan so lank vir my na vore kom. En ek wil sommer net by voorbaat vir Tannie Esther dankie sê. Dankie dat Tannie oop is vir nuwe musiek. Dankie dat Tannie bereid is om dit te leer. Dit is lekker om saam met Tannie altyd musiek te kan maak. Ek wil jou uitnooi om saam op te staan. Dan sing ons ons slotlied, Grote God, aan U die eer. Uitnooi om saam na die diens 'n koppie tee of koffie te kom geniet. Het is lekker dat ons almal weer terug is, so kom ons vier op hierdie geleentheid. Mag die Here, hy wat jou hoor,